Jy dink jy het nog tyd om te dink om te bekeer. Jou dink dit is ook al verby. Nou, as jy die Here innooi, die mooi ding van die Here is, Paulus sê, ek was in vernederde tyd, ek was in verskillende tye, maar ek het het gemaak, omdat God in die tyd was. Is lekker as God in jou tyd is. Hy verander die tyd. God het 'n manier om beheer te neem van die tyd. Jy hoor my sê, voor die ongelukkige dag kom, voor daar is ongelukkige dag, maar te midde van die ongelukkige dag, as hy in jou tyd is, mense dink soms ons duig omdat ons die probleme het. Ons dien die Here omdat ons het probleme. Maar ons het iemand in ons tyd wat sê, hou aan, hou uit, hou moed, volhard, jy sal het maak. Alles hier in 'n lagte tyd, maar selfs in die lagte tyd, daar kom die Here vir jou deel. Daar is ek kan vir u sê, in my 30 jaar, ek ken van tye, ek het al geheel, maar as jy my vra, hoe het ek het gemaakt, dan weet ek, tyd help nie, maar as jy God in jou tyd in het, as jy by jou plek kom en sê, Here, ek kan nie meer in my 12de uur, het aangebreek, ek kan nie glo, ons kyk, ons het vir days of our lives gekyk, en nie gesien, hoe loop die uurglas. Ja, as so. Hier is mense, die ding wat kan ons so pla, die moet begin kom, is nou puntjie van hy. Jy het nog 'n plan, na aarde plan. Die is mense se tyd nou, hulle moet nou die Here in alle daai nou aangebreek. Verstaan u? Dat beteken, jou 12de uur het nou wat aangebreek. Kom nou aan God se tyd. Toe, die vrou, na 12 jaar, toe stap sy uit haar tyd. Ja, aan God se tyd. En jy hoor wat sy sê, as ek hom aanraak, sal ek gesond word. Ek is nou op sy tyd. Ek is nou op sy tyd. Jy hoor met hy hier gesê, die kind is dood, moet nie met die meester lastig val. Maar die Here antwoord vir jou hier sê, moet nie vrees nie. Glo net, jy is nou op my tyd. Halleluja. Here prys. Glory. Halleluja.